Vandag is byna al die lande van Europa saamgevoeg in een stelsel, die Europese Unie. Daar word geglo dat dit 'n unieke aanduiding is van 'n hoë vlak van samewerking, verdraagsaamheid en strewe na die algemene welsyn. Europeërs het hierdie vlak oor baie jare bereik deur konflikte, oorloë, krisisse en skokke en uiteindelik het hulle algemene ooreenstemming bereik. So het die Europese Unie ontstaan. In werklikheid is daar niks niets aan die moderne Europese Unie nie. Aan die einde van die 19de eeu was Europa ook 'n eenheid. En wese 'n Europese Unie? Glo jy dit nie? Kom ons kyk na die historiese feite. Kom ons neem die begin van die 20ste eeu, spesifiek die jaar 1910. Op die kaart van Europa is daar baie lande geteken, maar die meeste nasionale state word regeer deur keisers en konings uit dieselfde familie. Al die monarge van Europa aan die begin van die 20ste eeu is verwant. En nie net familielede nie, hulle is almal Duitsers. Die Russiese keiser Nicholas I is 'n volbloed Duitser. Nie een van sy voorouers was Russies nie. Alle Duitsers in verskeie generasies. Koning Edward V van Brittanje was 'n Duitser uit die Saxe-Coburg en Gotha-dinastie. Daar is nie 'n druppel Britse bloed in hom nie. Die Tsaar van Bulgarië, Ferdinand I, sy pa was 'n Duitser ook uit die Saxe-Coburg en Gotha-dinastie en sy ma was van die Bourbon-familie. Tsaar Ferdinand van Bulgarië is 'n derde graadse neef van die koning van Groot-Brittanje. Koning van Spanje Alfonso X, sy moeder was 'n Oostenrykse Duitser van die Habsburgse familie. Koning van Italië Victor Emmanuel I, sy oumas, een Oostenrykse, die ander Sakse. Oostenrykers is ook Duitsers. Victor Emmanuel behoort aan die Habsburgse en Bourbon families wat aan mekaar verwant is. Die koning van Portugal, Manuel I, was ook van die Oostenrykse Habsburgse lyn, gemeng met die Bourbons. Koning Gustaf van Swede, sy moeder van Wiesbaden, Duitsland, sy ouma van Stuttgart, Duitsland. Koningin Wilhelmina van Nederland, een van haar oumas was 'n rassegte Duitser uit Rusland, die tweede ouma was van Wiesbaden, Duitsland. Koning Gustaf van Swede is koningin Wilhelmina se neef. Koning Albert I van België, sy moeder was van die Duitse Hohenzollern-familie, gebore in Siefmaren, in wat nou die Duitse streek Baden-Württemberg is. Koning van Roemenië Karol I, dit is die naam wat hy aangeneem het na sy kroning op die Roemeense troon. Dis eenvoudig Karol. Hy is 'n Duitser van die Hohenzollern-familie, oom van die Duitse koning van België. Koning George I van Griekeland is die seun van die Duitse koning van Denemarke en die kleinseun van die Duitse keiser van Rusland. Dit het glad niks met die Grieke in gemeen nie. Bekende foto geneem in 1910. Die begrafnis van die Britse koning Edward VII is bygewoon deur sy familielede, 9 Europese monarge, wat ek hierbo gelys het. Hulle is almal Duitsers, hulle is almal familie. Totaal, die hele Europa plus Rusland aan die begin van die 20ste eeu is 'n enkele stelsel onder die heerskappy van die Duitse klan. Alles wat vandag as groot prestasies voorgehou word, is reeds in die verlede gedoen, en dit is selfs verskeie kere gedoen. Daar gebeur in werklikheid niks niets nie. Duitse heersers het Europa reeds in die 19de eeu in 'n enkele unie verenig, en toe het dit gebreek tydens die Eerste Wêreldoorlog. En die Duitsers het toe weer 'n nuwe Europese Unie geskep. Nie die moderne een wat in die 21ste eeu gevorm is nie, maar daar was nog 'n enkele Europese Unie in die middel van die 20ste eeu. Raai jy watter een? Ons gaan nou verder daaroor praat.